is die waaragtige. Aan hom al die eer en al die lof en al die aanbidding vandag. Want hy's waardig. Hy's waardig, hy's waardig, hy's waardig. En hy's hoogheilig. Amen. Dankie Jesus. Is daar nog 'n ding? Okay. Dankie. Baie dankie. Julle kan maar sit. Prys die Here. Halleluja. Julle my almal hoor as jy kan kry. Prys die Here. Prys die Here. Vanmiddag praat ons oor die wapens van die opstanding. God het vir ons geestelike wapens gegee, waarmee ons moet veg. Is dit nie so nie? Amen. Absoluut. Paulus praat daarvan in Efesiërs 5, of nee, Efesiërs 6. En hier staan in my lewende Bybel die gevegsuitrusting wat God gee. Daar is nog net een ding wat ek vir julle wil sê. Julle moet sterk wees. Weet jy hoeveel keer sê die Here vir ons uit die skrif uit, be strong and courageous. Die dag toe die Here my roep, toe sê hy vir my, Moses is dood, maar jy Josua, jy moet my volk in die beloofde land gaan inlei. Hy sê jy moet sterk wees en dapper. Dis 'n woord. As 'n kind van God, moet ons weet ons moet sterk wees en dapper wees. Laat ek dit so stel, om 'n kind van God te wees, is nie vir sissies nie. Want as jy 'n kind van God wil wees, dan gaan die wêreld jou spot. En jy gaan met allerhande beproewinge te doen kry in jou lewe. Om 'n kind van God te wees, moet jy sterk wees en jy moet dapper wees. So dit is wat Paulus hier sê. Maar die krag, jy sien, ons kan nie in ons eie krag sterk wees nie. Hy sê die krag kom van die Here, want al die mag behoort aan hom. Trek die hele gevegsuitrusting aan, wat God julle gee. Dan sal julle nie deur die slinkse planne van die duiwel oorwin word nie. Daar is 'n oorlog aan die gang en ons veg ook daarin. Maar die vyand met wie ons te doen het, is nie 'n mens nie. Sien, dit is wat ons moet besef. Baie mense daag die vyand uit, daag die duiwel uit. En baie wat ek gesien het wat hom uitdaag. Het een of ander neerlaag gelei naderhand. Een ding wat oor die Stefanie Meyer my geleer het my gesê, Herkie, dat jy moet nie die duiwel uitdaag nie. Want jy sien die oomblik as 'n ou so ver gaan, om die duiwel te wil uitdaag, is jy nie vlees. Dis die fout. Jy kan hom nie veg in die vlees nie. Die worstelstryd wat ons het is teen bose geeste in die lig. Die owerhede, die magte. Ons kan hom nie aanpak in die vlees nie. So ons veg teen die onsigbare engele van die Satan en teen sy magte wat in die donker tyd waarin ons lewe die wêreld oorheers. Hulle is bose geeste wat van buite die aarde afkom. Met ander woorde, hulle is nie ingebore hier nie. Hulle kom van buite die aarde af. Hulle is hier op die aarde, maar hulle is onwettig hier, maar hulle is ook wettig hier, want hulle het eintlik die aarde gehijack. Om so te stel. Ek gaan nie daarop uitbrei nie.
Gebruik dan al die wapens wat God ons gegee het, sodat julle kan verdedig as julle aangeval word, en as die geveg verby is, sal julle nog onoorwonne wees. So moet julle voorberei. Die lyfband wat julle moet vasgespe, is die waarheid en die harnas wat die bors beskerm, is God se verklaring dat hy ons skuld weggeneem het. Die skoene wat julle moet aantrek is die gewilligheid om ander te vertel van die vrede wat die goeie nuus oor Jesus Christus vir ons kan bring. Die belangrikste van alles is die vertroue op God, want dit is die skild waarmee julle al die brandende pyle kan keer wat die Satan op julle skiet. Die helm waarop die helm wat julle kop kan beskerm is die redding. En die swaard wat die Heilige Gees julle gee is die woord van God. Julle moet altyd in alle omstandighede bid onder die leiding van die Heilige Gees. Onder die leiding van die Heilige Gees. Moenie verslap nie, maar bly altyd gereed. Hou aan om ernstig voorbidding te doen vir al die Christene. Bid asseblief ook vir my, dat as ek praat, die Here my die regte woorde mag gee, en dat ek nie bang sal wees om die goeie nuus oor Jesus Christus te vertel nie. Al is dit iets wat mense nie altyd kan verstaan nie. Want God het my aangestel om sy boodskapper te wees, wat die goeie nuus oordra. Al sit ek nou hier in die tronk, bid vir my dat ek nie bang sal wees om te sê wat ek moet sê nie. Gebed is 'n wapen. Amen. So die Bybel sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Maar dis teen die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die eeu en die bose geeste in die lig. Waar kom hulle vandaan? Soos ek reeds gesê het, die aarde is gehijack. En mag en autoriteit is oorgegee aan die Satan. Hy het Adam se posisie kom neem. Nou wat was Adam se posisie? Voor die val. God het hom heerskappy gegee oor die hele aarde en op alles wat op die aarde is. Heerskappy. Hy het gesê heers oor die aarde. En dis die posisie wat Satan gehijack het. En vir daai rede op wat Adam geval het, kan ons as mens nie teen hom te staan kom en dink ons kan hom oorwin. Nie as 'n mens wat gevalle is nie. Ons kan hom nie op die vlak van die vlees oorwin in die vleeslikheid, op die vleeslike deel van ons mens nie. Ons oorwin hom deur die Gees. Want hy kom, ek het vanoggend gesê, as ek reg onthou, dat die Satan werk deur jou vleesmens. Wat is alles deel van jou vleesmens? Dis nie net jou vleis nie. Jou vleeslikheid is in jou sielsdimensie. Jou wil, jou intellek en jou emosie. Jy het 'n wil. En dis op daai vlak waar die Satan kom, om jou vleeslikheid aan te tas en uit te lok. Maar God het vir ons geestelike wapens gegee. Hoekom? Want Satan is 'n gees. En in die gees kan ons hom uit oorlê. As ons in Christus is en in sy autoriteit staan. Die Bybel sê vir ons dat die stryd wat ons stry is nie 'n gewone stryd nie. Dis 'n goeie stryd, die goeie stryd van die geloof. Dit maak 'n verskil. Want die stryd wat ons stry is reeds 'n oorwonne stryd. Jesus het reeds die dood oorwin, soos ek vanoggend gesê het. Hy het reeds die prys betaal. Hy het ons reeds in 'n posisie gesit van restaurasie. Want jy sien, toe Jesus kom oorwin hy die vyand
100% as mens, maar ook 100% as God. En die posisie wat God ons gesit het, na ons redding. Luister mooi. Om Satan uit die posisie uit te skuif, van sy heerskappy oor die aarde, moet ons in 'n hoër posisie wees. Is dit nie so nie? Hoekom? Want Jesus sê, ons is die nageslag van God. Reg in die begin het God gesê, kom laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Ons is sy nageslag. Dit is baie stil. Maar God plaas ons in 'n posisie. En hoor my daar baie mooi, ek is nie besig met laster of wat sê heresie of wat nie. Hoor, luister mooi wat ek sê. Jesus sê vir sy disippels, weet julle dan nie dat julle gode is nie? Weet julle nie dat julle mense en engele sal oordeel nie? Jesus kom plaas ons in 'n posisie wat ons basies op dieselfde vlak as hy stelband, behalwe dat hy bly die hoof. So ek sê nie, ons is God nie. Daar's een allerhoogste, allerheiligste God. Maar ons is sy nageslag. En hy het ons geskep in autoriteit en in heerskappy. Hoekom het hy ons geskep? Want hy soek verhouding. Met wie soek jy verhouding? Met jou gelyke. Is dit nie so nie? Gelyke in die sin van, ek wil dit amper stel soos in die sin van 'n gesin. 'n Man en 'n vrou. Die man is die hoof van die huis. En die Bybel sê, die vrou moet aan die man onderdanig wees. So Christus is die hoof van die kerk. En ons is aan hom onderdanig. Maar ons is deel van sy liggaam. Maak dit nou sin wat ek sê? Ek sien julle baie bekommerd begin lyk. Ons is deel van sy liggaam. Daarom het hy gesê, ek gaan julle instuur in die wêreld in, en julle moet gaan disippels maak van al die nasies en hulle leer. Gaan maak die siekes gesond, gaan wek die dooies op, gaan laat die dowes hoor en laat die blindes sien, laat die krepeles loop. Hy sê die werke wat ek gedoen het, sal julle ook doen en nog groter as dit. Kesete luitoka sakante digitene. Maar ons moet weet, kom ek net gekwalifiseer ons posisie as kinders van God. God maak 'n wese met die naam Lucifer. Hy was die hoofengel in die hele hemel. En hy was geweldig mooi en glansryk. God het hom 'n ereposisie gegee. En hy maak een fout. Toe hy sy eie heerlikheid sien. Weet jy wat ons daai fout? Hy het homself nie bekleed met die kleed van nederigheid nie. Kom ek net gou vir jou sê, God is bedreig deur niemand nie. Enige een wat homself wil hoor probeer stel as God, die geskiedenis het reeds bepaal wat met hom sal gebeur. So God is nie bedreig deur enige een van ons wat dalk groothartig raak. En wil kom maak asof ons beter is as God, of selfs sy gelyke is die. Wat ek gesê het, ons is gelyk aan hom, is omdat hy sê, ons sal soos hy wees. As ons in sy teenwoordigheid is, sal ons soos hy wees. Ons sit saam met Christus in hemelse plekke. En ons is mede-erfgename. Ons moet ons posisie ken. Maar hier is die sleutel. Wees bekleed met die kleed van nederigheid.
Want as God deur jou begin wonderwerke doen, en tekens volg, dis wanneer dit gevaarlik is vir jou. Jou sukses kan jou grootste ondergang beteken. Praat ek waar, Lardes? Amen. Ja. Pasop dat wanneer jy deurbrake kry, en dis wat baie mense doen, word ewe skielik ryk, want God bless hulle. En dan hier vorentoe, dan sien jy maar hulle begin al hoe meer afdwaal. Jy sien al hoe minder in die kerk. God se kerk, God se huis is nie meer hulle eerste prioriteit nie. Hulle bring nie meer hulle tiendes offerandes nie. En dan hier, so 'n bietjie in die toekoms, sien jy, waar is hulle heen? Hulle het alles verloor. Ek het baie mense gesien wat groothartig geraak het oor hulle besittings. Wat hulle ondergang beteken het. So Jesus het reeds die dood oorwin. En die oorwinning vir ons behaal. En hy het in ons plek gaan staan en met sy bloed vir ons versoening gedoen. En dan elkeen wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God te word. Dit moet ons weet. Hoe word jy 'n kind van God? Jy moet hom aanneem. Jy moet die werk wat hy gedoen het aan die kruis vir jouself aanvaar. Jy moet bereid wees om te sê, Here, ek is 'n sondaar, ek het God nodig. Daar's soveel selfregverdiging in hierdie dae waar ons is. Daar's soveel offense, wie Afrikaans. Aanstoot. Daar's soveel aanstoot. Die Bybel sê in die laaste dae sal daar baie wees wat aanstoot neem. En dis presies wat ons vandag sien. As jy oor die Bybel begin praat, hulle neem aanstoot. Hoekom? Want die woord van God vat hulle lewensstandaard aan. En dis wat ek vanoggend gesê het, as jy al glo jy nie in Christus nie, al is jy nie gered nie, dis hierdie woord se standaard waaraan jy gemeet gaan word. Wat gaan bepaal of jy skuldig of onskuldig is. En daar's net een ding wat jy, almal van ons is skuldig en dit weet ons. Maar slegs die wat in die geloof wandel, sal as onskuldig verklaar word. Met ander woorde, wat sê ek, wat in die geloof redding aanvaar het. Dis hoe 'n mens redding gered word. Jy aanvaar dat Jesus aan die kruis gesterf het en sy bloed vir jou gegee het, as 'n versoening op die versoendeksel, in die ark van die teenwoordigheid van God in die hemel. Die prys is betaal. En jou sonde is nie net bedek nie, dis weggewas. Maar jy het 'n verantwoordelikheid met hierdie standaard. Jy sien, Jesus het nie gekom om die wet tot niet te maak, hy het dit self gesê. Hy het gesê, hy kom om dit te vervul. Hy kom om die wet te vervul. Hoe vervul ons die wet? Hoe word jy volmaak? Hoe wandel jy sonder vrees? Die Bybel sê, dat hy die vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Wat se liefde praat hy van? Het nie volmaak geword in die kennis van God se liefde vir jou as 'n persoon. As jy eers weet hoe lief God jou het, sal vrees nie ingang in jou kry nie. Die liefde oorwin alles. Dis hoe ons oorwin, om in die liefde te wandel. Nou, hoe wandel ons in die liefde? Jy kan nie iemand anders lief hê, Derek, as jy nie eers weet hoe God lief jou het, hoe God jou lief het. Hoe kan jy iemand anders lief hê, maar jy weet nie wat liefde is vir jouself nie? Want wat doen die liefde? Hy bedek alles, hy hoop alles, hy verdra alles.
Hy reken nie kwaad nie toe nie. Hy vergewe maklik. Hy laat nie aanstoot toe nie. As ons in die liefde bly, sal aanstoot nie naby ons kan kom nie. En enige wat ons aanstoot gee, kan ons maklik afsty en afweer en sê maar, ek is ongedeerd. Daar kan nie skade kom nie, want jy het nie oopgemaak om aanstoot te neem. Maak het sin? Halleluja. Die liefde. Omdat ons nou kinders van God is, beteken dit dat ons sy nageslag is. En dat ons nie meer dood is deur ons misdade nie, maar lewendig deur Christus Jesus wat eers uit die dood uit opgestaan het. En dieselfde Gees wie Jesus uit die dood uit opgewek het, woon nou in ons. Amen. Die Heilige Gees is binne in ons. Jou gees is nie meer dood as jy gered is nie. Want ons het vanoggend gepraat oor dood en jy deel eers met die gees van die dood. Wanneer jy by redding kom. Die gees van die dood is die loon van die sonde is die dood, of van God geskei te wees. So as jou gees in God sy teenwoordigheid gekom het, deur die redding van die bloed van Christus, en jou gees is gewederbaar, dan is hy verlig. Jy is nie meer donker nie. Jy geweet, sataniste en spiritiste kan kinders van God identifiseer. Deur hulle derde oog wat hulle oopgemaak het met hulle rituele of met hulle helms wat hulle mee gebore is. Ek wil net van dit sê, dat ek het 'n getuienis gehoor van 'n man wat ingehardloop het by 'n kerk gesê het, die man, die pastoor, hulle kerk, ek dink hulle was daar in die dag ook oop, en hulle aangehardloop en het vir hulle gaan smeek om hom te help om by Jesus uit te kom. En nadat hulle hom gehelp het, toe vind hulle uit, maar hy was 'n satanis, hy was in 'n priesterlike vlak, op 'n hoë vlak in satanisme. En hulle vra vir hom, maar jy's nou hier en jy het nou redding ontvang. Wat doen julle sataniste? Hy sê ons gaan loop in die winkels, ons loop oor waar ons gaan kyk ons waar sien ons Christene. Hy sê, maar hoe identifiseer jy hulle? Hy sê, ons sien 'n liggie, 'n vlammetjie net hier. Hy sê, dan begin ons hulle vervloek. Ons spreek vloeke oor hulle uit. Hy sê, maar daar's ander soort Christene, wat as ons hulle sien, dan los ons hulle liewers uit. Is hulle wie so baie in tale praat? Hy sê, as hulle so in tale praat, is hulle hele gees verlig met vuur. Hy sê, as ons hulle begin vervloek, dan kom daar goed 7voudig na ons self toe terug. So die gees wat in ons woon, beteken dat ons in sy opstandingskrag kan wandel hier op aarde. En hier kom die verskil in dat ons nou aan hom behoort, en soos hy kan wees. Maar ons denke tydens die dag van ons redding is dan nog nie vernuwe nie. Sien, hier is die ding. Dit verg dus om ons denke te laat was deur die woord van God. Paulus noem dit om deur die waterbad van die woord te gaan. Ons verstand moet skoon gespoel word deur die woord. Die woord van God het 'n reinigingskwaliteit. Dat hoe meer jy die woord inkry, en hoor nou mooi, die letter maak dood, maar die gees bring lewe. Die logos is die geskrewe woord, maar die rema is die geopenbaarde woord, die gesproke woord.
En dis daai kennis wat jou vry maak. So wat sê ek? Jy kan die hele boek leer en hom opsê soos 'n resitasie. Maar as hy nie in jou gees geland het nie, het hy geen waarde nie. Winnie Hing het eendag iets gesê wat vir my baie sin gemaak het. En ek het dit eintlik geweet. Toe sê hy, daar's baie mense wat nie genesing ontvang nie. En tog is daar baie mense in sy dienste wat wel goddelike genesing kry. Hy sê, maar daar's een ding, jy kan die skrif van God quoteer. En jy kan dit aanhaal. En jy kan dit daagliks van vroeg tot laat sê oor jou genesing. Yes, but I am healed by the wounds. I was healed, what? By his stripes I was healed. Ek mix my tails hier so, dan raak ek te mekaar. Jy kan die skrif quoteer en dan ken jy dit nie. Jy ken dit omdat jy dit kan resiteer. Maar jy ken dit nie omdat dit nie in jou gees 'n rema geword het nie. En alvorens jy nie daai rema kry, verder daai wat jy vandag oor getuig het oor jou openbaring, waaroor jy so lank gebid het, vir 27 jaar. Die dag toe jy die insig kry daaroor, dus dit rema wat jy het. Rema. Dat die woord van God is ons swaard. Maar ons kan net kragtig met hom veg, as ons weet hoe om te gebruik. Maar ek is nou besig om myself vooruit te gaan na die swaard, ek nie nou met die swaard, oor die swaard praat. So ons denke moet skoon gespoel word, ons verstand moet vernuwe word, ons moet verligte oë van die verstand kry. Wat is verligte oë van die verstand? As ek nou byvoorbeeld vir jou gesê, as jy nie weet hoe lief God jou het nie, dit moet 'n rema in jou wees, dan sal daar geen vrees meer in jou wees, en twyfel dat jy kan van God is. Die Satan sal met enige aanklag of beskuldiging kan kom, dan sê, Satan, sorry, jy is oorwin, ek het niks in gemeen met jou nie. You have nothing in common with him. Dis 'n ander vak daar. Voor ons redding was ons gevul met die dood en gedagtes wat dood voortbring. Die woord van God dring deur tot skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. En die grootste vegveld wat ek en jy as kind van God betree, is in ons gedagtes. Joyce Meyer het 'n boek geskryf oor The Battlefield of the Mind. Ek het hom nooit gelees nie, maar die hoofopskrif en die naam van die boek sê vir my alles. Want ek is al deur die battle. Ja, ons is al seentjie gegaan in daai battle. The Battlefield of the Mind. Ons moet elke gedagte gevange neem en dit onderwerp aan Christus. Jy sien, as ons die waarheid ken, hy sê die gees van die waarheid sal kom, en hy sê julle die volle waarheid inlei, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Amen. Rema. Maak vry. Halleluja. Verligte oë van die verstand. Luister gou mooi, gedagtes is eintlik net ongesproke woorde. Dis hoekom Jesus sê vir sy disippels, hy sê, as jy net in jou hart begeer, met begeertes, kyk,
na 'n vrou kyk om haar te begeer, dan is dit so goed, jy het al reeds in jou hart met haar oorspel gepleeg. Want dis 'n gedagte. Ek het soveel getuienis al gehoor van iemand wat daai ondervinding van na die dood gehad het. Wat en elke een, meeste van hulle praat, ek sê net meeste van hulle het gepraat en genoem, dat ek het gedink, en die engel of die Here het teruggedink, en ek het gehoor wat hy dink, en hy geantwoord op my dink. Maar, dat ek nou net dit sê, Satan kan nie jou gedagtes lees nie. Hy kan jou gedagtes beïnvloed, positief of negatief. Maar jy het 'n keuse, aanvaar jy daai gedagte, of aanvaar jy hom nie. En as jy die gedagte aanvaar, dan val hy in jou gees. En dan begin hy te germinate, ontkiem. En hy begin voortbring van sy soort. En eventueel word dit 'n plant of 'n boom, en daai ding begin 'n vrug wys. En die vrug wys in die manifestasie wat jy doen. Dit wat jy leef. Ons moet ons gedagtes onder beheer kry, deur 'n keuse, om te sê, hierdie gedagte is nie van God nie, ek werp dit uit. So gedagte is eintlik net 'n ongesproke woord. Maar woorde wat gespreek word, plavei vir ons die pad voor ons toekoms. Weet jy dit? Wat jy vandag spreek, sal jy môre leef. Want jou woorde gaan voor jou uit, in jou toekoms in. Spreuke 18:21 sê dat dood en lewe is in die mag van die tong. As 'n mens lief is om baie te praat, sê die Lewende Bybel, moet jy weet dat jy met die gevolge daarvan sal saamleef. So wat sê? Sit 'n wag voor jou mond. Ons moet ons woorde, ons gedagtes onderskep voordat dit omsit in woorde. Want as jy dit gesê het, is dit uit. Dan kos dit 'n ander dissipline om dit weer te capture en te nullifiseer. Iemand het eendag gesê dat mens nie woorde oor jou lippe moet laat gaan as jy dit nie wil sien waar word nie. Ek dink ek het dit gehoor, dit was Gloria Copeland het dit eendag gesê in die program wat ek gekyk het. Moet nooit 'n woord sê of oor jou lippe laat kom as jy dit nie wil sien waar word nie. Want dan mense emosies kan ons met jou weghol. Veral as jy teleurgesteld is, of jy's verbitterd, of jy's vererg, of jy voel depressief. En wat sê jy met jou mond? Dood en lewe is in die mag van die tong, en hy wil dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Wat by jou mond uitkom, gaan voortbring waartoe jy dit stuur. Halleluja. So ek probeer hierdie tipe goed ter harte neem. En briektrap, as my gedagtes wil uit in woorde, en ek weet dit is woorde wat skade sal bring eerder as om te seën. Dit laat my dink, ons het eendag gekuier met die kinders, en die een kleindogter, sy het nou al 15, maar sy so 'n kleutertjie gewees van so 4-5 jaar. En sy's besig hier in die geselskap. En naderhand, toe maak ek haar stil, ek sê vir haar, Jacinda, kom gee oupa. Ek sê, ons wil ook nou 'n beurt hê om iets te sê, ons is groot mense, en jy's nou die kind, jy moet ons nou 'n kans gee, jy sê veronderstel om so voor op die water wees nie. Ek het nou net so 'n bietjie moeilik probeer stel.
Ek sê vir my, luister gou vir oupa. Daai mondjie van jou de briek, trap hom. En sy raak stil. Seker so halfuur daarna. Dus ek kan nie praat. En sy wil weer begin iets sê. En ek gee haar nie 'n kans nie, want ons is besig om te gesels. En die volgende oomblik skree sy hardop uit, oupa, trap jou briek. Soos met 'n briek trap. Iemand het eendag gesê, sit 'n briek in jou bek. Wees ernstig met daai dissipline wat jy oor jou mond laat kom. Woorde het krag. Wat sê ons met ons woorde? Wat bely ons? Bely ons neerlaag die hele tyd? Hoorie, dit is nie maklik om dit nie te bely as jy in moeilike omstandighede is nie. Want jou omstandighede sê vir jou, dit lyk nie goed nie. Wat het jy nodig? Jy het 'n woord van God nodig in so 'n situasie. So gaan op jou knie en kry 'n woord by die Here. En as jy nie een kry net die Bybel bymekaar en kry jy kan Google vandag. Ek sê ek soek skrifte oor positiewe verklaringe. En begin net 'n bietjie daai positiewe woord in skrif van God verklaar. Spreek dit. Al val dit nog nie reg hier nie, spreek dit net. Want wat jy dan doen is jy's besig om dit te kom. So kan stel. Want éventueel moet dit in die grond val. As die grond oopgemaak het en bewerk is. En dit sal voortbring waartoe jy dit stuur. Maar in jou omstandighede, as jy nie kan 'n positiewe woord laat uitkom nie, bly stil. Wat ek ook al geleer het, ja, ek kan dit skrif quoteer. En ek kan sê, Here, dis wat die woord sê. En ek kan sê, Satan, dis wat die woord van God sê. En ek kan sê myself, dis wat God se woord sê, jy moet nou regkom. Maar moenie probeer geestelike oorlogvoering doen as iets nie in jou gees rema is nie. Bedoelende, moenie verklaringe probeer maak en sê nee, maar dis so terwyl dit anders is nie. Ek bly eerder stil. Want as dit nie in my gees lewe nie, dan bly ek eerder liewer stil as om 'n positiewe verklaring te wil maak en te spreek, soos 'n profetiese woord te spreek daaroor. Want ek wag dat dit eers rema word. Wanneer dit rema geword het en in my gees geval het, dan dra dit meer krag. Of dan dra dit eers krag. Andersins resiteer jy dit, wanneer jy dit quoteer, resiteer dit. En maak dit deel van jou lewe. En dan die dag kom wanneer dit skielik in jou gees val. Hoekom resiteer jy dit? Sodat dit in jou ingeprint word. En die dag as jy dit nodig het, dan kom die gees van God en hy wek dit op. En hy maak dit lewendig vir jou en jy het openbaring en 'n deurbraak op daai spesifieke vlak vir daai dag. Praat ek verstaanbaar vandag? Maak dit sin? Soos eerste wapen waarmee ons veg, is om eers omgord te wees met die waarheid, en die gordel van die waarheid is Christus self. Ons moet ons eerste met hom bekleed. So, waar begin ons wapenrusting? Paulus sê, trek die volle wapenrusting van God aan. Ons moet omgord wees met Christus. So jy kan nie 'n geestelike oorlogvoering gaan begin doen sonder dat jy aan Christus verbind is nie. So jy moet met hom gekoppel wees. Met die waarheid om God, Christus. Jy moet sy identiteit dra. Jy moet kan sê, maar ek is 'n kind van God. Ek is gered, ek is gewas in sy bloed. En ek het daai besluit in my lewe geneem. Ja, ek wil die Here dien. Ek het my laat doop. Ek is gevul met die Heilige Gees.
Die volgende wapenrusting is die borswapen van die geregtigheid. Nou die borswapen van die geregtigheid is 'n pantser oor jou bors. En dit het te doen met jou verhouding met God. Dit beskerm jou hart. Daar moet niks in jou wees wat skeiding bring tussen jou en God nie. As daar sonde in jou lewe is, dan is jou borswapen gecompromise. As daar bitterheid in jou lewe is jou borswapen gecompromise. Ons moet bekleed wees met sy geregtigheid. Daar moet niks tussen ons wees nie. Tussen jou en God wees nie. So Christus moet ons eerste liefde wees. En die borswapen van geregtigheid beteken dat daar niks tussen ons en God moet staan nie. Met ander woorde, daar moet nie 'n aanklag teen ons kan wees nie. Die aanklag wat ek vanoggend van gepraat het, as die gees van die dood teenwoordig is daar 'n aanklag. En ons moet daai aanklag identifiseer. Dit voor die hof van God bring en dat daar 'n uitspraak gemaak word. En in ons guns beteken dit dat ons, soos ek gesê het, jy moet jouself bekeer, jy moet jou sonde laat staan en omdraai 180 grade terugdraai na God toe. So ons moet deel en skoon kom voor die Here. En dan moet ons gereed en bereid wees om skoene van die bereidheid vir die evangelie aan te trek en elke moontlike geleentheid gebruik om te getuig van die Here se goedheid en siele te wen en disippels van hulle te maak. Moenie die skoene van die bereidheid vir die evangelie ligtelik opneem nie. Dis 'n wapen. Dis 'n wapen om siele te wen. Dis 'n bereidheid om te gaan en te gaan getuig van die goedheid en die guns van die Here en van redding. Waar ons gaan, gee God aan ons die grondgebied. Hy sê waar jy jou voete neersit, daai grondgebied gee ek aan jou. Ek het al gaan bedien, en as daar fout in die atmosfeer, en dan vat ek dit vas, en ek maak hulle stil, ek sê, daai klomp kinders wat hier so te kere gaan, kry hulle net nie uit asseblief. God se teenwoordigheid is heilig, en hulle staan nie rond, daar koop niemand nie in beheer van hulle. Ek sê, ek is op die oomblik in beheer van die atmosfeer. So, kry hulle stil en rustig. As hulle nie kan kom stil sit nie, vat hulle buitekant toe, gaan hulle daar besig. Ek vat autoriteit, want die gees van God is baie sensitief, en kan maklik bedroef word. Die teenwoordigheid van die Here is 'n sensitiewe saak. Hy neem nie offens nie, maar hy word maklik bedroef. Die Engels praat van to be quenched. Jy quench, so jy blus die gees uit. Sy teenwoordigheid is hier, maar as dit nie erken word nie, if it's not acknowledged, you will just throw back. Is dit nie so nie? Halleluja. Gaan en gaan maak disippels van al die nasies. Elke van ons het die verantwoordelikheid om met iewers in ons lewe met 'n siel te deel. Dit het ook te doen met ons roeping. Om te gaan. Ons kan nie net gereed wees en nie bereid wees om te gaan nie. Dis nie te sê elkeen van ons moet gaan en op 'n aeroplein klim en na 'n ander land toe gaan en miljoene bymekaar kry en vir hulle preek nie. Dis nie waaroor dit gaan. Ons moet uitvind, wat is jou roeping? Wat het God jou mee geroep?
Waarna toe wil hy jou stuur? As jy net bereid is om in jou werksplek 'n getuie te wees. Daai persoon by jou werk het dalk nooit in sy lewe weer die geleentheid om van Christus te hoor op die vlak dat dit sy redding kan na vore bring. Wat maak ons met ons geleenthede om te getuig en Jesus aan mense voor te stel? Maar dan kort, 'n mens kort wysheid daarvoor. Want die Bybel sê hy die siele wen is wys. So as ons nie wys is om siele te wen nie, dan sê die skrif ook vir ons, as een van julle dan wysheid kort kom, laat hom dit van die Vader af bid. Hy gee sonder om te verwyd. Die gees van wysheid woon eintlik in ons. Ons moet ook net 'n geleentheid gee. En as ons gevul is met die woord en met die gees, dan sal ons weet wat om te sê op die regte tyd. Ek was al in 'n situasie, ek nou die dag gedink as ek is in 'n situasie, die dag ek okay. Ek wou nou nie eintlik in hierdie situasie wees nie. Maar ek besef, dit help nie, ek gaan nou hier probeer slim wees en vir hulle sê, hoorie, wat ook al nie. Dis nie die tyd daarvoor nie. Dan los ek dit eerder. As ek weet ek gaan nie raak vat in 'n situasie nie, dan sal ek dit eers los en wag vir 'n beter geleentheid. Want deur op 'n verkeerde tyd te probeer praat en die verkeerde woorde te uitdruk, doen jy meer skade. Want dan beleef hulle hierdie woord soos 'n lat. En ons moet nie die woord gebruik as 'n lat nie. Ek het groot geword, gedink dat God staan die hele tyd daarbo met 'n lat en 'n lang sweep, en as ek net my voet verkeerd sit, is hy gereed om my, wat sê die woord, te slaan. Shakarobo Shingi Tedesha. Totdat ek begin uitvind het hoe lief God my het. Nou weet ek, hy het my lief. Ek het eendag, kyk ek op TV na 'n program, ek dink dit was 'n drof of iets, en hulle wys van the Dome of the Rock in Jerusalem. So 2 deure as hulle toe is daar 2 gesigte of koppe wat mekaar toe kyk. Wat die namaaksel is van die gerubs op die ark van die verbond. Maar as jy dit dwars draai, dan wys daar 'n gesig. En hulle reken dit is die gesig van Satan. En toe hulle dit doen en ek sien daai gesig, toe is daar iets wat in my gebeur en ek sê, daar's die Satan, jou duiwel, dis jy wat my die hele tyd aankla. Dis jy wat my die hele tyd beskuldig. En my hele tyd wat voel ek is niks werd. So dit het ek jou uitgevang. Nou weet ek wie sê, dis nooit God nie. En ek het uitgevind dat God het my werklik nie. Sien, ek het 'n baie swak selfbeeld gehad. Maar ek is vernuwe en gewas. En vandag weet ek wie ek is in Christus. En ek weet dat God my lief het. En jy sien, die Satan wil altyd hy kom altyd met goed om te kyk, is daar nie dalk weer 'n opening nie? Pas op vir dit. Moenie toelaat dat hy weer 'n opening kry nie. Halleluja. Laat dit ek klaar maak. 5 uur. Dinsdag. 5 uur. Okay, ek is 'n bietjie oor langer as ek gedink het. Ek moet nou vinnig hier aangaan. Halleluja. Tot al 6. Amarako shekite die shekite. Die skoene van die evangelie, die helm van verlossing is 'n deel wat ek al reeds so 'n bietjie oor aangeraak het oor die naweek. Oor die gedagtes. Ons
Ons moet die gedagtes gevangen neem. Ons moet ons verstand laat was deur die woord. Ons moet ons kennis van God opbou in ons gedagtes en ons verkoop met die woord, met Bybelstudie. Ons moet ons was en ons moet in gebed kom en sodoende sal die Here vir ons openbarings gee uit die skrif uit en daai goed maak dat jou gedagtes in beheer is as jy dit onderskep. So elke gedagte wat na jou toe kom, is nie van God af nie. Of nie elke gedagte wat na jou toe kom is van God af nie. Ons moet dit onderskep. En ons moet dit onderwerp aan Christus. Ek dink ek het al so genoeg gesê daaroor vandag. Ons moet ons gedagtes laat beheer word deur die woord van God en elke gedagte wat homself wil verhoog, ook in die kennis van God gevangen neem en onderwerp aan Christus Jesus en ons laat lei deur die Heilige Gees. Die skild van die geloof is die wapen wat ons gebruik om alle vuurige pyle van Satan af te weer. Dit is omstandighede wat gebeur wat so struikelblokke voor ons ingegooi word om ons van struik af te bring. So waarvoor gebruik jy jou skild? En waarteen gebruik jy geloof? Aanslag. As die vyand met 'n aanslag teen jou kom met omstandighede, dit kan siekte wees, dit kan 'n krisis, enige krisis wees. En in jou wese word jy geskit en jy moet nou besluit. Aanvaar ek hierdie neerlaag of hierdie ding wat aan my toe kom, of gaan ek my geloof uitsit en dit afweer en nie toelaat dat dit my tref nie, dat ek nie beïnvloed word deur die negatiewe ding wat nou met my gebeur het. Die skild van die geloof, hy blus vuurige pyle uit. So as vuurige pyle kom, jy kry 'n oproep. En dis nie 'n goeie oproep nie. Hoe hanteer jy dit? Ons moet deur die Gees wandel. Kom gee, ek gaan 'n simpel voorbeeld probeer gee. Hoe onderskep ek baie keer goed? Mense kom na my toe en sê vir my, hier's hierdie krisis. 'n goeie vriend se vrou het my jare gelede geskakel. En sy sê my, waar is 'n krisis? Hulle het gesê daar's 'n gewas in haar skildklier. En hulle moet dan môre 'n biopsie doen. Maar die oomblik toe sy dit vir my sê, kom die vrede van God oor my. En ek sê vir haar, moenie bekommerd wees nie, dis nie kwaadaardig nie. En dit was nie kwaadaardig nie, maar leef vandag nog. Ek praat van meer as 20 jaar gelede. Hulle het al behandel, ek weet nie of hulle deel van die skildklier uitgehaal het of net die gewas uitgehaal het nie. Ek kan nie onthou nie. Die feit was, ek het al onmiddellik stil gekry, want sy was in vrees. Nou wat is vrees? Dis geloof in treurig. Die skild van die geloof is 'n wapen. Dan het ons die swaard van die Gees, die woord van God, is skerper as 'n tweesnydende swaard. Hoe gebruik ons die swaard? Nie met ons hand nie, met ons mond, met ons tong. Dis soos 'n vuur swaard wat uitkom en hy gaan na vore. Die woord van God en die rema wat na ons toe kom, kan ons inspreek in ons toekoms in. En dit gaan en dit bring skeiding tussen siel en gees en gewrigte en murg. Die swaard van die Gees is 'n kragtige wapen. En met die woord van God, maak ons pad skoon voor ons. Ons maak daai verklaringe. Maar ons laat dit lewendig in ons gees word. En dan spreek ons dit uit. Weet wat doen ek as ek nie 'n positiewe gevoel het oor 'n saak nie? Ek begin eers stil raak in my gees. Ek begin eers stil raak in my gedagtes en ek begin toets. Waar staan ek met hierdie saak?
totdat daar iets in my binneste gebeur. En dan begin ek in die omstandighede inspreek. En gewoonlik as jy dit doen, dan begin die ding uitwerk, volgens wat God dit bedoel. En dit waartoe jy dit stuur, God is wakker oor sy woord om dit te volbring. Wat beteken dit? Die woorde wat by ons mond uitgaan, die woord van God. God is wakker oor sy woord om te volbring wat jy by jou mond laat uitgaan. Reinhard Bonke het eendag gesê, en ek het nou die dag weer 'n video van hom gekyk wat hy dit sê. Hy sê, God het vir hom gesê eendag, Reinhard, my word on your lips is just as powerful as my word on my own lips. So as jy die woord van God oor jou lippe laat gaan, God staan, hy vra vir Jeremia, wat sien jy? Hy sê, ek sien 'n amandeltak. Hy sê, jy sien reg, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Nou wat doen die amandeltak? Die amandelboom is op die uitkyk om eers in bloei te gaan, wat ek die lengte aanbreek. Hy is op die uitkyk vir die lengte. En die eerste boom wat in bloei gaan, is die amandelboom. So is God op die uitkyk om sy woord vir jou waar te maak, as jy dit dissiplineer en reg gebruik. God is wakker oor dit, en hy sal, dit waartoe jy dit stuur, sal hy dit uitvoer. Amen. Ek is besig om af te sluit. Daar's nog 'n wapen. Halleluja. Daar is nog 'n wapen. Ek eendag van Perry Stone hoor preek oor die javelin. Dis 'n spies. Waarvoor het die Romeine die spies gebruik? Of selfs die pyl en boog. Hulle het dit gevat, en as daar die vyand voor hulle is, dan sou hulle die javelin, die spies, wat ek dink is maar spies, die Afrikaanse naam, is dit 'n spies, ja. As hulle die spies sou vat, en dan gooi hulle daai spies vooruit, dan kom 'n countdown, en dan gooi hulle, dan sien jy net 'n klomp spiese trek deur die lug, of pyl en boog, en dan baie keer steek hulle daai pyl aan met 'n vuur, en hulle skiet hom, en dan skiet so 'n klomp op 'n slag in die vyand se gebied in. Nou wat se wapen is dit? Wat se geestelike wapen is dit vir ons? Wie kan my sê? Wie het 'n idee? Jy weet jy mag nie sê. Gebed. Jou taal. Jou hemelse taal, want hy sê dat wanneer jy in 'n taal spreek, spreek jy verborgenhede met God. So wanneer ons in tale bid, is dit soos daai javelin, soos daai vuurpyle wat jy skiet in die gebied in van die vyand. En wat doen dit? Dit bring verwarring. Dit haal die fokus, want die vyand kan ingefokus wees om jou aan te val. Maar as jy daai goed skiet, dan breek dit sy fokus. En dan kom verwarring onder die vyand se kant. Geestelike wapens. Hoekom het ek vandag gepraat oor geestelike wapens, as die wapens van die opstanding? Want as ons nie weet hoe om te veg nie, hoe sal ons oorwin? Ons moet nie net ons vyand ken nie, ons moet ook ons vermoë ken, en ons wapens ken. Die toerusting waarmee jy moet veg. Ferdy was ook in die weermag, ek was in die weermag, dink jy was ook seker in die weermag, paar van julle. Ons het toerusting gekry, en hulle het ons geleer waarvoor alles is. En hoe jy dit moet gebruik. Ons was skietbane toe gevat. Dames, ons kan kyk of ons kan korrel. Ons is gewys hoe om hierdie wapen uit mekaar uit te haal, en by mekaar te sit, hoe om het skoon te maak. En ek voel dat die liggaam van Christus is nie toegerus behoorlik met die wapens van die opstanding nie. Hoe om te veg en om in die oorwinningslewe te leef in die opstanding nie. Nou wil ek 'n paar goed vir jou kom sê.
Gaan ons so 10 minute probeer iets, is dit reg met mense al? Ek gebruik wapens. Gebed is 'n wapen. Jou tale is 'n wapen. Natuurlik, JP is gebed ook 'n wapen. Ek wil nou net spesifiek daai een geïdentifiseer. Maar gebed is 'n goddelike wapen. Weet jy dat daar's menig ouers wat op hulle knieë deurbring, wie se kinders al moes gesterf het, en dan is dit omdat hulle ouers op hulle knieë is, dat hulle nog lewe, en op die einde gered word. So gebed is 'n wapen. Maar die woord van God is 'n wapen. Die insettinge en die beginsels van die woord van God is 'n wapen. Hoe gebruik ons die woord van God? Hoe veg ek vir finansiële deurbrake? Dan vat ek 'n bietjie sensitief, né? Ek het geleer om God se woord te gebruik vir finansiële deurbrake. Hoe het ek dit gedoen? Een van my grootste deurbrake in die begin, waar ek begin leef het in die geloof en God te vertrou vir 'n finansiële deurbraak, is toe ek die enigste kar wat ek het, wat ek gekoop en verkoop het. Ek het nie eens 'n persoonlike kar gehad. En die Here sê vir my, gaan vat daai kar en gaan gee hom vir Fanie. Jy weet wie Fanie is by voorganger, by mentor wie ek aan gesubmit het vir baie jare. En ek gaan en ek vat daai kar, 1997. En ek gaan sê vir hom, hier is die kar. Dit was 'n Ford Sierra, hy was R7,000 werd op daai stadium. Nou in die 1990 het hy nog karre gekoop vir daai geld. Dan was dit nou 'n kar hier van die naby R100,000. En vandag se geld. Jy dit moet vergelyk. En ek vat daai kar en ek gaan gee dit vir hom. Hy wou dit vir my teruggee. En God keer hom en die Here sê vir hom, nee, jy kan nie hom nou weier nie, ek wil hom help. Ek wil hierdie seun van my help. Jy moet dit aanvaar. En hy sê, okay, dit is goed. Ek sal die kar vat. Maar ek wil hom nie persoonlik gebruik nie. Gaan verkoop hom vir my en bring my die geld. Dan gaan verkoop ek ook nog die kar. Ek verkoop hom vir R7,000 kontant. Dis al wat ek het. Ek het niks anders nie. Dis my werkskapitaal. Ek het 2 mense wat elkeen R6,000 vir my gegee het en gesê, koop en verkoop nog 2 karre en dan deel ons die wins. Want dit was nie my eie nie. En dan kan ek enige oomblik hulle geld terugvra. Want ek weet ek het daarom 'n ryder. En die goed is by my. En met toestemming kan ek dit gebruik. En ek saai daai 7,000, ek het hom verkoop vir 7,000, ek het dit net so gevat na hom toe. Ek het nie 'n sent teruggehou nie. Weet jy hoeveel mense maak beloftes om vir God te gee? Weet jy hoeveel mense het al vir my gesê, God het gesê, ek is 'n welgestedelik in hulle lewe, en dan sien ek dit nie weer nie. Hulle begin nie eens daarmee. Ek forceer niemand nie. Ek wil julle net 'n beginsel leer hier vandag. Ek het hierdie goed begin doen. Ek het daai saad gesaai, want ek het werkskapitaal gesoek. Om 1 kar te verkoop, het ons aan die lewe gehou. Maar ek wou bietjie begin expand, en ek het gevoel, jy kan nie glo nie, in die tyd wat die Here my met daai besigheid wat begin het met 1 kar, het ek met 1 kar se geld 4, beteken 5, en dan dalk 2 of 3 in 'n maand verkoop, wat ek koop en verkoop. En met daai winste wat ek daaruit gemaak het, het ek genoeg verdien om van te lewe. So ek het bietjie meer werkskapitaal gesoek.
Dit was seker 5 maande daarna. Toe maak die Here vir my 'n deur oop. Ek gaan na 'n bank toe. Daar was nie iemand wat vir my kon geld in my hande gee nie. Maar die Here gee vir my 'n geleentheid. Die Here sê vir my ek moet bank toe gaan. Ek het nie eens 'n bankrekening gehad nie, ek het net met kontant gewerk. Daai jaar. Hy sê ek moet bank toe gaan. En ek besluit wat 'n bank, ek gaan Standard Bank toe in Brits. En ek maak 'n bankrekening oop en ek sê vir die bankbestuurder, ek wil 'n tweede verband op my huis vat. Die bedrag wat ek uit daai transaksie uitkry. Hulle vat toe eintlik die verband van Netbank af oor. En die bedrag wat ek uitkry was R70,000. Wat het ek gesaam? R7,000. R70,000 in my hande gekry. En dit het my ewe skielik in 'n ander vlak gesit van besigheid in die motorbedryf. Daai jare kon jy met R70,000 7 goeie karre koop. Net nog so 1 of 2 vertel. Baie onlangs, 2 jaar gelede, 3 jaar gelede, vir die eerste keer in 35 jaar, maak ek 'n fout en ek koop 2 gesteelde voertuie. Die Here het my gewaarsku, maar ek was nie paraat nie. En met daai eerste voertuig verloor ek daai aand in 'n kwessie van 'n halfuur R40,000. En my werkskapitaal op daai stadium was so 'n bietjie oor die 100,000, miskien 150,000. En ek sê vir die sappe, as jy van my R40,000 kan steel, kan ek vir God R40,000 gee. En dis wat ek gedoen het. Ek moes my besigheid laat likwideer. Ek het 'n triple hartopleiding gehad, ek het 'n bloedbom deur die hart gehad met 'n angiogram, bankstories en ander goed wat met my gebeur het, beroertes. En ek moes 'n besluit neem op 'n stadium toe ek baie bid oor ons situasie. Toe gee die Here my skrif oor skuldafskrywing. En ek laat daai maatskappy likwideer. Maar ek sit met 'n R500,000 se oortrokke fasiliteit op daai rekening. Maar die Here het my skrif gegee en toe ek dit besef en ek daai besluit neem, toe kry ek vrede. Ek was onder baie druk. En ek laat dit likwideer die maatskappy. Ek het daai R40,000 gesaai net 'n rukkie na ek dit gedoen het. Dit het so gebeur dat ek 'n paar rand, ek het nog 'n voertuig gehad wat ons eie persoonlike eiendom was. En ek het nog so 'n paar randjies eenkant gehad. En die help van die prokureur dat ons net kan aangaan en anders geen inkomste gehad. En die vyand steel van daai geld R40,000. En ek saai dit. Ander woorde, nou is dit R40,000 plus R40,000 soveel. R80,000. Is gone. Maar ek weet, die R40,000 wat ek gesaai het, is nie my verlede nie. Dis my toekoms. Maande daarna, ons het net in die Kaap aangeland. Toe kry ek 'n SMS op my foon van Standard Bank. Ons het besluit om hierdie oortrokke rekening af te skryf. Die volgende dag, toe sien ek daar word, want daar was rente ook, toe word daar R525,000 in daai rekening inbetaal. Hy zero, 'n dag of 3 daarna, toe is daai rekening van my profiel af. Hulle het dit afgeskryf. En ek dink wat gebeur het, daar was dalk versekering op daai rekening gewees, wat hulle dit kon doen.
Eintlik sou ek my persoonlike hoedanigheid daarvoor verantwoordelik gewees het. Maar God se woord is die waarheid en dit werk. Ek kan nog nou 'n hengseknop genoem. As ek vir julle gaan vertel, gaan ek julle die hele aand besig hou, dan gaan verder nie kans kry nie. Ek moet nou afsluit. Ek gaan nie nou 'n uitnodiging maak vir gebed nie. Maar ek wil hê julle moet ter harte neem dit wat ek vanmiddag vir julle probeer oordraai het. Ons het wapens waarmee ons kan veg. En God is 'n waarmaker van sy woord. Hy het jou lief, net soos jy is. Maar ek nie bedoel dat jy bly soos jy is nie. Ons moet geestelik groei. Ons moet opstaan in die autoriteit wat hy vir ons bestem het. Ons moet opstaan in die destinasie wat hy ons voorbeplan het. En ons moet ons roeping najaag. En ons moet onsself kruisig en verloon. Nie meer my wil nie, Here, maar U wil. Sien, ek was 35 jaar ongeveer in die motorhandel. Wat die Here vir my in 1987 gesê. Ek het karre begin koop en verkoop toe ek in 'n baie moeilike situasie was. En hy het vir my die deur oopgemaak en ek het begin. En vir 35 jaar is dit op 'n stadium met die Here vir my gesê toe ek gereed was vir bediening, voltydse bediening. En ewe skielik kry ek 'n perseel. Ek sê, Here, maar ek wou nie nou 'n perseel gehad nie. Ek is gereed vir bediening. Ek het my voorberei vir jare. 'n perseel, ek werk nou van die huis af, maar 'n perseel is soveel meer verantwoordelikheid. Daar moet ewe skielik baie meer karre opkom, daar's baie meer werk betrokke. Dit vat van my vryheid weg. En die Here sê vir my seun, daar's 2 vloeie in jou lewe. Een is vir besigheid en een is vir bediening. Jy het nie nou genoeg. Jy's nie nou genoeg genetwerk dat ek vir jou kan voorsien deur mense nie. En jou besigheid sal ek seën en dit sal jou bediening finansier. Dis wat ons gedoen het. En weet jy wat, na al die goed wat ons gebeur het en ons het die besigheid moes laat likwideer. Dis alles 'n bewerkstelling, as ek dit so kan uitdruk, van die Here. Ek het in die Kaap gaan probeer besigheid begin. En niks wat ek probeer doen wil werk nie. Wat besigheid aan betref nie. Ek was in Kenia, ek het 'n paar rand gehad. En in Kenia bedien ek en ek sien geleenthede. En ek sê, Here, kan ek nie in Kenia kom belê nie? Hier is soveel geleenthede, hierdie mense, ek kan hulle kom help. Ek kan dalk meer as 'n besigheid daar begin. En ek hoor hoe sê die Gees van die Here vir my, jy sal nooit weer in besigheid belê nie. Ek kon dit nog nie weer regkry nie. En as ek vir julle moet sê, hoe het ons in die Kaap gekom? En hoe die Here vir ons sorg tot vandag toe? Dis 'n wonderwerk. Maar weet jy wat? Hierdie beginsels van die woord van saai en oes. Ons pas dit toe. Dis 'n boodskap op sy eie. Maar ons leef volgens die beginsels. En as ons in konflik kom en in situasies van waar daar aanstoot of iets kan wees, dan werk ons baie hard aan onsself. Sodat nie iets tussen ons en God kan kom, dat ons borswapen beskerm is. Sodat die kanaal ook bly van sy vloei om vir ons te sorg. Daarmee wil ek afsluit. God is 'n waarmaker van sy woord. En ek het nie al hierdie goed vertel vir enigeen om my jammer te kry nie. Of my vrou nie.
Want ons God is goed. Ons het ons oor al op mense gehou en sê, Here, kan nie met die een praat of met daai een praat nie. Weet jy, as ons iemand geïdentifiseer het, om te sê, Here, daai een het die vermoë. Ons bid eendag, jare gelede, bid Gerda in haar binnekamer. Ek sluit so 3 keer af, ekskuus. En sy sê, Here, is daar nie net iemand, ons is in 'n noodsituasie, al ons kapitaal was in 'n eiendom gewees wat ons weer gespekuleer het. En sy sê, is daar nie net iemand, wat ons in hierdie krisis net kan deursien nie. Wat nie meer kan praat, wat ons ken mense, wat vermoënd is. Maar kan nie net met iemand praat, om ons te help nie. En sy maak haar Bybel oop en daar staan, ek het iemand gesoek om julle te help, en ek het niemand gekry nie. Die volgende dag bel Standaard met my. Sê meneer Erasmus, as jy 3 vrae antwoord, dan kan ek gou jou kredietfasiliteit aanpas. Ek wil die foon neersit, ek sal nie belang in so oproep nie. Ek weet waaroor dit gaan. En ek hoor die Gees van die Here sê, luister na die vrou. Hoor gou wat sy vir jou wil sê. Sy vra my 3 vrae, ek antwoord haar. Sy sê, baie geluk meneer Erasmus, ek het nou net jou krediet limiet verhoog. Dit was vir die bedrag wat ons in hulle gehad. God is nie 'n mens se skuldenaar nie. As ek uitgefigure het hoe God ons moet help, is dit presies die een manier wat hy dit nie doen nie. So ons is nie van mense afhanklik nie. Iemand het eendag vir my sê, Hercules man, as jy in die nood is, bel my net. Sê ek vir hom, nee, jy verstaan nie reg nie. Ons praat met hoofkantoor. As jy nie vir hom luister, is dit op jou. Ons vat dit hoofkantoor toe. En hoofkantoor issue wat noem jy daai? Die instruksie. Mag die Here julle seën. Ek hoop hierdie woord val in julle gees. En bemoedig julle om God te begin vertrou. Om onverskrokke te wees in die geloof. En God se woord, God te vat op sy woord en dit toe te pas. En te begin deurdring in die oorwinning van sy opstandingskrag. Amen. Amen.